Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en is vir my 'n voorreg om weer terug te wees, om weer bietjie saam met julle te kan tyd spandeer en vir julle te kan woord bring. Baie dankie vir almal van julle wat aan my gedink het. Ek voel daarom heel wat beter, so ek sê vir julle baie dankie daarvoor. Nou in hierdie tyd wat ek siek was, het ek baie gedink en ek het besef, almal van ons gaan een of ander tyd deur 'n stadium gaan wat ons siek word. Ons word siek, ons ondervind een of ander krankheid en daar's baie van ons, veral ons wat dalk bejaard is. Ek praat nou nie van myself nie, ek bedoel maar net, daar is mensies ook, wat in hulle siekbed lê op die oomblik. En nou is die vraag, baie keer gebeur dit so, dat ons siekbed, ons krankheid, word nou ons gevangenskap. Ons word 'n gevangene van hierdie siekbed en van hierdie krankheid. En dit veroorsaak so, dat ons 'n verskoning het om nie meer te wil lewe nie. Dat ons 'n verskoning het, dat daar niks meer vir ons voorlê nie. Maar het jy geweet, dat jou krankheid en jou siekbed kan ook jou getuienis wees, kind van God? Ja, dit kan wees. Onthou net, vir God is niks onmoontlik nie. Alles is by God moontlik. En as God besluit, jou siekbed gaan jou getuienis wees, dan gaan dit jou getuienis wees. Ek weet van mense wat nou al vir hoe lank in hulle siekbed lê, maar hulle het vrede in hulle harte, hulle is net tevrede, want hoekom? Want die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, het hulle gevul. En dis hoekom dit so belangrik is, kind van God, dat ons onsself moet afvra, waar bevind ons onsself, as ons in ons siekbed is, as ons een of ander krankheid het. Dit kan 'n gestremdheid ook wees, dit kan 'n tekort wees, enige iets. Maar nou is die vraag, word dit gebruik as 'n verskoning om nie voluit te leef nie, of gaan dit gebruik word as 'n getuienis wat kan mense se harte aanraak, wat kan net soveel dinge verander, soveel dinge kan omgekeer word in iemand se lewe as gevolg van jou siekbed of jou krankheid se getuienis. So wat gaan ons doen, my boeta en sissa? Gaan ons toelaat dat ons siekbed en ons krankheid ons gevangenskap hou? Gaan ons toelaat dat dit ons keer om voluit te leef? Of gaan ons juis hierdie siekbed van ons en hierdie krankheid van ons gebruik om vorentoe te streef, om te kan 'n verskil maak, om 'n getuienis te kan lewer? Ek dink die antwoord is redelik eenvoudig, of wat sê ek? Kom ek bid vir ons. Vader, ek bid in Jesus naam, ek wil bid, Here, dat geen een van ons sal toelaat, dat wanneer ons ooit in 'n seisoen kom, waar ons 'n krankheid of 'n siekbed ondervind, dat dit ons tronk gaan wees nie, Here, maar laat dit ons getuienis wees, en dat ons weet, liewe Here, U is ons baken van hoop, en by U is daar altyd 'n antwoord, en U, liewe Here, bring vir ons die uitkoms, en daarvoor loof en prys ons U, in Jesus Christus naam. Amen en amen. Skus, my broer en suster, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Geniet wat julle alles gaan doen hierdie naweek, kyk mooi na julleself, en onthou, Jesus is baie lief vir julle. Totsiens.